Ek weet nie van jou nie, maar die geraas is oorweldigend. Die geraas van wat in die wêreld aangaan, en die geraas wat in ons land aangaan, en die geraas wat by ons werke aangaan, en dis net hard, en is oorweldigend baie keer. So ek het nodig dat ek en jy vir hierdie oomblik net saam stil word. Ek het nodig dat ek en jy vandag iets raak sien. Iets wat ek bang is, baie mense dalk nooit in hulle lewe die kans kry om werklik raak te sien nie. Weet jy wat is my vrees? My vrees is dat ons iets so groot soos Paasnaweek vier. Ek meen Goeie Vrydag, die oomblik waar Jesus as die finale offer gekruisig word. Die wêreld, die mensdom se marteling, se prys op hom neem, dit wat ek en jy moes op ons vat, die prys wat ons moes betaal het, betaal hy. 'n vrede oomblik waar iemand onskuldig vasgeslaan word aan 'n kruis en daar laat hang word. Maar hy doen dit. Hy doen dit omdat hy lief is vir ons, nee, omdat hy lief is vir jou. Hy sê, daar's geen groter liefde wat iemand kan bewys as om sy lewe prys te gee. En hy het dit gedoen. Hy het dit klaar gemaak. En met sy laaste asem het hy gesê, dit is volbring, dit is klaar. Dit wat jy nie kon klaarmaak nie, het hy gaan klaarmaak. En dan is dit stil op die Saterdag en die disippels wonder, gaan dit verander? Het ons alleen geglo? Was hierdie werklik? Het hy regtig almal gesond gemaak? Ons het mos gesien, hy het almal gesond gemaak. Ons het gesien wat gebeur het. Is hierdie 'n werklikheid? En dan kom Sondagoggend. Die graf is leeg. En alles word waar. Hy is wie hy gesê het hy is. Hy is die Seun van God. Hy is die een wat 'n nuwe koninkryk bring. Hy is die een wat ons kom verander het. En dis wat ek wil hê ons moenie vandag miskyk nie. Dis wanneer Paulus iets skryf soos in 2 Korintiërs 5 vers 17 waar hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou is nou verby. Alles het nuut geword, maar hy sê hier wat ons nie moet mislees nie, die ou dinge het verbygegaan, kyk. Dit het alles nuut geword. Ek wil jou uitnooi om saam met my vandag te kyk, te bewonder, te aanskou, werklik nie net iets te vier en aan te gaan met jou lewe nie, maar werklik 'n oomblik stil te staan en regtig te kyk. Wanneer laas het iets jou aandag so gevat, so intiem getrek, dat jy
woordeloos gestaan het en besef het wat die grootheid hiervan is. Nou, dis wat ek wil hê vandag moet ontdek. Dat ons kyk. Dat ons nie net aangaan nie, dat ons nie net weer die volgende to-do-lysie doen nie, dat ons nie net weer die volgende ding wat energie trek nie, maar net stil staan vir 'n oomblik, die geraas een kant toe skuif en fokus op die grootheid van wat met my en jou gebeur het. Waar wil ek jou by uitkry vandag? Jy sien, die oomblik toe jy Jesus begin glo het, toe daar iets binne jou gebeur, iets wat so groot en so intiem is, dat jy kan dit nie mis, anders dan gaan jy nie die volheid van jou lewe ontdek, soos wat jy aanhou leef, vir ewig nie. Wat het met jou gebeur? Jy het nuut geword. Die ou is verby en jy het opgestaan saam met Christus. Jy sien, ek dink die leuen wat klomp van ons vir jare geglo het is, dankie tog dat 'n redder gekom wat ons kom red het, maar in ons kern en in ons wese bly ons steeds sleg. Ons bly steeds agter. Ons bly steeds sondaars. Ons het nog steeds hierdie begeertes. Ons is nog steeds nie goed genoeg nie. Ons bly boos. Ons bly rebelleer. En dankie vir die Here se genade en dis nie wat die Bybel kom kommunikeer nie. Nee, daar het iets met jou gebeur. Jy het nuut geword. Jy het opgestaan. Kyk my asseblief in die oë wanneer ek vandag vir jou sê, jy is nou goed. Jy is nie gebreek nie. Jy is nie agter nie. Jy is nie dit wat jy al jare oor jouself uitspreek nie. Jy is nuut. En wanneer ek dit besef, die grootheid van sy liefde om my te kom red en my te kom nuut maak, kan ek iets nuuts oor myself begin glo, maar ek kan in dieselfde asem, kan ek ook laat gaan. Ek kan dit laat gaan. Weet jy, ek kan die skaam van die verlede, kan ek laat gaan. Die skaam wat ek oor myself gehad het, die skaam van dinge wat aangevang is, die skaam van om nie die Here tevrede te stel nie, die skaam kan ek laat gaan, is vergewe. Ek is nie. Ek kan ook die woede laat gaan. Die woede gaan my net verder vernietig. Die woede gaan my verder net vashou. Die woede gaan my verder net in rigtings indruk waar ek nie vrykom nie. Ek kan die woede laat gaan, want ek het nuut geword. Ek kan die seer laat gaan. Ek kan vrykom. Ek kan dit laat gaan. Ek kan die ou mens laat gaan. Maar wat ek ook kan doen is, ek kan die nuwe storie, die nuwe narratief kan ek begin glo. Die nuwe narratief dat ek goed is, dat ek heel gemaak is, dat ek volmaak gemaak is, dat 'n lig in my skyn, dat ek roeping het, dat daar 'n doel oor my lewe is, dit kan ek begin glo. Ek kan vir die eerste keer in my lewe, kan ek myself begin lief hê en okay wees met myself. Wil jy vandag saam met my dalk net sê, hey, ek is lief vir jou, en dan praat jy met jouself. Ek is okay met jou. Ek is nuut gemaak. Ek kan begin glo wat hy oor my glo. Ek kan vandag begin hoop
hoop. Hoop dat daar 'n beter toekoms is, hoop dat daar 'n doel oor my lewe is, hoop dat alles wat ek aanraak, deur sy glorie goed sal gaan. Alles wat hy my na roep, sal hy voorsien. Ek kan hoop hê, 'n lewende hoop hê, dat hy vir my kyk en sal voorsien. 'n Hoop hê dat hy my gesin beskerm. 'n Hoop hê dat dinge sal beter wees as wat ek dit nog altyd gesien het. Ek kan begin glo in 'n goeie God, 'n goeie Vader, wat my deur elke seisoen sal dra. Jy sien, ek sê hierdie vir jou, dat jy dit nie mis nie. Ek sê dit vir jou, dat jy saam met my kyk net vir 'n oomblik. En nie net aangaan nie, maar intiem beleef. Ek is goed. Ek is anders. Ek is heilig. Ek is nuut. Ek is geliefd. Ek is heel. Ek is 'n kind van God. Here, ek bid dat elke persoon wat hierna kyk, nou in hierdie oomblik die intiemste ervaring van u liefde sal hê. 'n Liefde wat woorde nie kan beskryf nie, 'n liefde wat alle vrees verdryf, 'n liefde wat sê, jy gaan okay wees, meer as. Here, kom herstel hoop, Here, kom herstel ons perspektief. Ek bid dit in Jesus se heilige naam, en almal sê, amen. Ek is so lief vir jou.